Misleiding nommer 12, nog steeds deel 2. Ons kyk na Paulus en besnydenis, die verbond met Abraham. Net om dinge duidelik te maak en te herinner, ons het geleer in die vorige video dat een verbond vervang nie 'n ander verbond nie. So elke verbond wat Jehovah maak met sy kinders, bly staan. Nou, Jehovah se reddingsplan bestaan uit sy skriftelike feeste. En net 'n vinnige kykie hierna om te verstaan waarom die besnydenis nie vervang kan word nie. Nou die eerste fees wat ons na kyk van Jehovah is sy openingsfees, die Pesach. Dit beteken dat ons gered word deur die bloed van die lam, sy seun, ons Messias. Die volgende een is ongesuurde brood, wat beteken die wegneem van ons sondes. Eerste vrugte om die dood te oorkom vir die ewige lewe. Weke, die wag vir die ontvang van die Torah en die gees van Jehusha. Trompette, wat beteken die aankondiging van Jehusha se terugkeer. Versoening, wat oordeel is, en dan die sluitingsfees of die hittefees of tabernacles, om vir altyd dan saam met Jehovah te leef. Dit is sy plan wat hy het vir sy kinders, en die kerk het om een of ander rede besluit, dit is nie vir hulle nie, wat 'n vreeslike jammerte is. Nou die Pesach, wat die openingsfees is van Jehovah se verlossingsplan, as jy nie daaraan deelneem nie, ontvang jy nie verlossing nie, of word jy nie deel daarvan nie. Nou kom ons kyk wat die wet van die Passover is, of die wet van die Pesach is. Ons lees in Exodus 12, vers 43 en 44. And Jehovah said to Moshe and Aaron, "This is the law of the Pesach. No son of a stranger is to eat of it. But any servant a man has bought for silver, when you have circumcised him, then let him eat of it." So twee dinge wat hier uitstaan. Dit is 'n wet, kan nie verander word nie, en as jy wil deelneem, moet jy besny word. Elke Israeliet of gelowige moet daaraan deelneem om gered te word. Ons lees van vers 47 tot 49. All the congregation of Israel are to perform it. And when a stranger sojourns with you, and shall perform the Pesach to Jehovah, let all his males be circumcised, and let him come near and perform it. And he shall be as a native of the land, but let no uncircumcised eat of it. En luister nou mooi, there is one Torah for the native born, and for the stranger who sojourns among you. Jy kan slegs deel wees van Jehovah se verlossingsplan as 'n besnyde man, want dit is die opening tot Jehovah se reddingsplan. As jy dink jy kan deel word hiervan sonder besnydenis en nagmaal te doen sonder besnydenis, dink weer. Kom ons kyk wat Jehusha daaroor te sê het. Hy noem dit onwaardige deelname. Ons kyk van 1 Korintiërs 11 vanaf vers 26 tot 29. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the death of the Master until he comes. So that whoever should eat this bread or drink this cup of the Master unworthily shall be guilty of the body and blood of the Master. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of the cup. For the one who is eating and drinking unworthily eats and drinks judgment to himself, not discerning the body of the Master. Dit is baie belangrik. Jy mag nie onwaardig deelneem aan die nagmaal nie, want dit is die bloed van ons Messias en die liggaam van ons Messias, wat die Pesach is.
Nou kom ons kyk hoe die kerk die mens mislei en wat hulle gebruik om dit te doen. Wat jy moet verstaan is dat die tyd voor Jehosja se koms is anders as die tyd na Jehosja se koms. Omdat in die tyd voor Jehosja het hulle 'n menslike priester gebruik en 'n diereoffer vir die bloed, vir die vergifnis van sondes. Nou die hernieude verbond, nie 'n Nuwe Testament nie, want dis niks nuut nie, het ons nog steeds die bloed van die lam vir die vergifnis van sondes. Jehosja, ons hoëpriester, en die bloed, sy bloed, wat die bloed van die lam is. So, wat benodig is vir die vergifnis van sondes om die ewige lewe te beerwe, het nie verander van die Ou Testament tot die hernieude verbond nie. So, hulle mislei jou deur te dink daar is 'n nuwe verbond. Dis nie nuut nie. Dis presies dieselfde, behalwe dat ons nou Jehosja, ons hoëpriester en ons lam is. So, in hoofstuk 15 word die volgende gesê. Voor ek dit lees, net ons moet duidelikheid hê oor die twee huise, om te verstaan waarom dit blyk dat Paulus dinge verander het, of dat hy nie besnydenis bevorder of aanmoedig nie. Dit is glad nie die geval nie. Hy is nog steeds, leer hy dat jy besny moet word, maar dit lyk asof hy dit nie doen nie, en ons sal sien waarom dit so lyk. Nou die twee huise, moet ons onthou dat die huis van Israel was meer as 700 jaar versprei, geskatter oor die wêreld, oor die lande, na die Assirian lande. 700 jaar voor Jehosja se koms. Met ander woorde, hulle het gewoon onder die nasies. Hulle moet die nasies se maniere en tradisies aanneem, met hulle trou, hulle moes hulle tradisies aanneem en leer en hulle geloof aanneem. Met ander woorde, die huis van Israel was onder die nasies en die huis van Jehuda was die wat teenwoordig was toe Jehosja op die aarde geloop het. Met ander woorde, die verskil is, daar's twee missions hierso. Een vir die nasies en een vir die Jode. Nou die Jode was nog steeds op die 8ste dag, die seun op die 8ste dag besny en toe in die Torah geleer. So, as jy jou nou 'n voorstelling wil maak, ek kom nou by jou, kom ons sê, ek gaan jou nou getuig aan jou my geloof, maar ek sê vir jou, jy moet net eers gaan en besny word, en dan sal ek jou vertel waaroor dit gaan. Jy sal dink ek is mal, jy sal dit nooit doen nie. Nou dit is dieselfde dilemma waarmee Paulus gesit het. Paulus moes onder die nasies die woord gaan verkondig. Maar hulle was nie meer Jode in die geloof nie. Hulle het nie meer Torah onderhou nie. Hulle het ander tradisies en gelowe aangeneem. So, dit is dieselfde probleem wat hy het, dat hy kan nie vir hulle sê, gaan besny jou nie, en dan sal hy jou Torah leer nie. Nou kom ons kyk wat gebeur in Handelinge hoofstuk 15. Van vers 1 en 2. And certain men came down from Yehuda and were teaching the brothers. What did they teach? Unless you are circumcised according to the practice of Moshe, you are unable to be saved. So when Shaul and Barnabas had no small dissension and dispute with them, they arranged for Shaul and Barnabas and certain others to go up to Jerusalem to the emissaries and elders about this question. Okay? En dan sien ons verder in vers 5 tot 7 dat die Fariseërs die presies dieselfde ding gesê het. Van vers 5. And some of the believers who belonged to the sect of the Pharisees rose up, saying, It is necessary to circumcise them and to command them to keep the Torah of Moshe. And the emissaries and the elders came together to look into this matter. Nou hier is die ding. Die Fariseërs en hierdie sekere manne wat gekom het, wat sê, jy moet eers besny word en dan in die Torah geleer word, is korrek. Hulle is nie verkeerd nie.
Want jy het beide nodig. Jy moet besny wees en jy moet in die Torah geleer word om gered te word. Dit is nie verkeerd nie. Maar dit werk vir die Jode, die Jahudim, wat as gelowige wat geboor word en as gelowige opgebring word. Maar dit werk nie vir die vreemdeling nie, wat nie gelowig is nie. So met ander woorde, vir die volwasse convert werk dit nie. En daarom het Paulus vir hulle gesê, maar ek het nooit hierdie vir julle gesê nie. Paulus verduidelik vir hulle in vers 24 tot 26 dat hulle nie so 'n opdrag aan hulle gegee het nie, om eers besny te word en dan in die Torah onderrig te word nie. Dit is die ontstellende woorde waarvan Saul of Paulus gepraat het. So nou lyk dit, en dis wat die kerk sê, Paulus sê nee, jy hoef nie besny te word en in die Torah geleer te word om gered te word nie. En dit is waar die leuen inkom. Paulus het nooit dit gesê nie. In vers 5, hoofstuk 15 vers 24 sê Paulus, since we have heard that some who went out from us have troubled you with words unsettling your lives, to whom we gave no command. Dit is unsettling words vir 'n nuwe convert, dat hy nou besny moet word. Dis nie 'n maklike ding nie. So wat is Saul of Paulus se siening dan? Wel, dit is belangrik vir Saul of Paulus om eers vrugte te sien van die geloof. Want as iemand besny word en hulle dan besluit om van die geloof al weg te val, beteken dat hy is 'n afvallige. Die gevolg is, daar is geen terugkeer daarvan nie. As jy die waarheid weet en jy dan besluit om nie in die geloof vol te hou nie, dan is jy akrobastia, die Hebreëse woord wat beteken, dit het geen waarde nie. Die handeling van besnydenis was vrugteloos. En dit is wat so gevaarlik is. As jy besny word, en jy draai jou rug op Jehovah, beteken jy die waarheid geweet, jy het die keuse gemaak om Jehovah te volg, en dan het jy jou rug op hom gedraai. Ons lees in Hebreërs 6 vanaf vers 4 tot 6, waar dit baie duidelik sit, en dit is wat ons noem die unpardonable sin, of die onvergeeflike sonde. Vanaf vers 4, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the set-apart spirit and have tasted the good word of Elohim and the powers of the age to come and fall away, to renew them again to repentance, having impaled for themselves the Son of Elohim again and put him to open shame. Met ander woorde, as jy die waarheid ontvang het, en jy draai jou rug op Jehovah, en jy sê, nee dankie, jy kan nie terugkeer van daarvan nie. En dit is waaroor hierdie besnydenis gaan. As jy besny is, het jy dit erken, dat jy die waarheid weet, en jy kan nie jou rug op hom Jehovah draai nie. Maar, as jy leer, in die Torah geleer word, en jy Jehovah leer ken, en jy uit jou eie besluit, ek is reg vir besnydenis, omdat jy Jehovah leer ken het. Dit is waaroor dit gaan, en dit is waarom dit lyk asof Paulus gesê het, nee vir besnydenis, maar dit gaan nie oor nee vir die besnydenis nie, dit gaan oor wanneer die besnydenis gaan gebeur. Vir die Jood, 8 dae nadat die kind gebore is, die seun gebore is, en vir die volwasse, wanneer hy in die Torah geleer is, en hy bereid is om sy hart vir Jehovah te gee. So, om die gevrugte van die persoon in sy geloof te sien, verseker sy bekering en toewyding, dan kan besnydenis plaasvind. So, wie is die? Die wat gehoorsaam is aan Jehovah se gebooie, om die heilige naam van Jehovah aan te roep, wat die sleutel tot kennis is, om die kennis te ontvang en dit te verstaan, dan is jy Jehovah se nasie. Dan is jy reg vir besnydenis. En as jy besny is, dan die volgende
woorde is van toepassing. Psalm 147 vers 19 en 20. Declaring his word to Jacob, his laws and his right rulings to Israel. He has not done so with any nation, and they have not known his right rulings. Praise Yah. Alleluia.